Welkom by Danny Blou. Ons praat vandag met Colin Little. Hy is die hoof van die skeieregters hierso, die voorsitter. Colin, ons het gepraat met die Kaapse Superliga laas. Ek dink die Kaapse Superliga was 'n uitstekende toernooi geweest. Ek dink daar het baie dinge uitgekom. Dit was julle proefloopie geweest met die reëls ook en die spanne aangepas daai tyd. Ja, nee, ek dink daar was eintlik 'n goeie toepassing geweest across the board. Ja, nou die voorbereiding daarvoor, ons het die reëls kom ons sê vroegtydig gekry van SA Rugby af, was na die coaches toe afgebring, die skeieregters het daarna gekyk en ek dink dit was baie goed afgeleë en dit het eintlik baie goed uitgeloop. Dis wel die snaaks dat as daar nuwe reëls inkom, dan is die neiging daar's baie meer kaarte en dis die teenoorgestelde gewees eintlik. Ja, ons het dieselfde gedink toe die tendens ingekom het oor die tackle height 2 jaar terug. Ja. Toe het ons gedink dit gaan ook 'n regtig handuitdruk, toe het dit dan nie. En ja, met hierdie nuwe stelsel die kaarte definitief afgekom. Die manne is bietjie meer beheer en ja, ek dink dit is bietjie wel. Ek vat ook jy kry dan baie van die kaarte van die skole en die klubs so goeders rondom die rooi kaart en die geel kaart. Ek dink daar's 'n definitiewe afname. Ek dink die span in Pretoria, ek kan nie praat van ander provinsies nie, maar ek dink die span in Pretoria het definitief aangepas. Ek kan sien daar's bietjie meer dissipline. Die mense verstaan dalk weer die reëls, dalk moet ons meer met mekaar praat en vir die mense die reëls verduidelik dat die ouers ook kan verstaan wat beteken daaraan gaan. Ja, ek dink man, dit is net die voorbereiding wat ons gedoen het vooruit en ek dink ja, die dissipline is nou daar. Ek dink oor omdat die Carlton nou kan jy sê 'n bietjie meer van 'n professionele vlak nou is. Ek dink die manne wil dit reg doen en ek dink die skeieregters kry dit ook reg. As ek reg is, ek sê is baie van die skeieregters nê, gaan na skole toe. Hulle help die spanne daar uit en verduidelik die reëls vir hulle. So daar's baie interaksie. Ek dink dit is wat op die einde van die dag die interaksie tussen afrigters en spelers en skeieregters om net 'n bietjie die fynere detail baie keer is maar net die probleem gewees in die verlede. Ja, en ek dink dit gaan eintlik al vir jare aan. Ons het baie van ons senior runners wat na die klubs toe gaan of die klubs nooi hulle uit. So ek dink dit gaan al vir 'n baie lang tyd aan. Ek dink dit word baie beter beheer en ek dink hulle is nou meer oop oor om inligting in te neem en dan vat die coaches en die spelers het nou by baie groot mate in. Interessante feit, ek het nie geweet nie, Stefan het vir ons maandag gesê by ons vergadering, is die skeieregter die afgelope naweek Saterdag 100 wedstryde geblaas. Ja. Dit moet seker 'n rekord wees. Wel. Ja, nee, ons kry 'n paar manne wat nou dit doen ons mos die Club 100 op die einde van die seisoen en dan kry hy ouetjie maar ook sy 100 wedstryde. En hy het ook klaar, ja. So ons het hierdie naweek soos ons het die Club 100 vir die skeieregter self, maar om 100 wedstryde hier in Pretoria te doen is net in een naweek. Ek dink ons vorige rekord was dalk 98 of 95 was baie close geweest. Ons het nou oor 100, ek dink was 106 of 108 op die einde van die dag. So ja, oor 100 games en die logistiek daarvan. As ons dan nou 'n bietjie daar praat met die vroue rugby en klomp gieters, maar dit het 'n impak op ons almal. Die wat julle weet nie, vir elke wedstryd wat al 10 minute later begin, is dit nie die skole rugby wat julle blaas nie. Daar's klubwedstryde en hierdie ouens moet van skolewedstryde af na die klubwedstryde toe gaan. Daai 10 minute maak 'n groot verskil. Ons weet ons het in die week bietjie met die hoërskole gepraat en 'n brief uitgestuur dat ons asseblief by tyd kan bly. Want dit is belangrik om dit is 'n groot impak op alles van ons. Ja. Die medies en die skeieregters kom van die skole af. Hulle moet weer dan die klubs toe ry. Ja. So ons probeer ook as ons kyk ons voorstel of ons prioritize die klubs, val die Carlton so die klub ouetjies word dan en dan as ons nie genoeg het nie, dan moet daai klub ouetjie 'n skole game blaas. Dan moet hy op partyke 8 en 9 game wil blaas en party wees 3, 4 vir 'n game in die middag. Want as hy eers 1 uur, kom sê 12 uur, hy maak 1 uur klaar, dan moet hy nog jaag en dit is geen genoeg tyd nie. So ons probeer daai logistieke ook beheer en hoe ver die skeieregters hoef te ry. Ons is baie geseënd hier in Pretoria want ons hoef nie eintlik so ver te ry soos ander ouens in Limpopo en Pomas nie. Ja, die area so dit maak dit vir ons 'n bietjie makliker. Maar op die einde van die dag dan moet beplanning daar agterkom. Jy moet die regte skeieregter vir die regte game gee en dit is nie net 'n duimsuig dat ons net 'n ou daar aanstaan. Daai ou wil daar vir 'n doel neergesit ook. Ander vraag, ek dink baie van die kykers wil ook weet, hoeveel aktiewe skeieregters is nou op die boeke? Ek het so aktiewe skeieregters op die oomblik het ons so om en by nie 70, weet wat aktiewe lede is by ons. Maar jy weet, hierdie ouens is volunteers, hulle kom in wanneer hulle tyd het, baie kry ook beserings. Ons kry partyke ouetjie wat die oggend beseer is, dan met in die middag geblaas het. Kan jy julle seer? En dan verloor ons ou vir 3-4 weke of 'n maand. So en dan op 'n naweek op average, en ek sal sê ons het dalk miskien 40, dalk miskien 50. As daar is, so as jy vat 100 games, dis 2 games per persoon wat geblaas moet word. En jy moet nog eier, jy moet ons vlag, ons het tafels wat ons met hardloop. So dit raak dan nog as 'n trente storie. Nie net dit nie, daar's baie van die skeieregters wat ook op ander panele blaas wat professionele benes, ja, carry cup of ja, wel
SA Cup wat nou tans in die gang is. Ja, so 121. op hierdie stadium is al ons, kom ons sê, national panel referees is heeltemal uit ons stelsel uit. Okay. So as jy vat ons Carlton groep, het ons net 4, 5 wat eintlik aktief nou blaas. Ja, okay. Die res van hulle, die ander 7 wat ons Carlton, hulle is almal op die nasionale panels en so dan is hulle nie regtig nou beskikbaar wees. So, jy weet self Stefan, hy's Vrydag en dan sy Saterdag en dan Jy moet nog al hierdie goedes reël. en dan moet nog al die goed nog intussen reël so definitief my hoed af vir daai meneer want hy doen 'n uitstekende job. Seker 'n bietjie rondom fikses. Wie is die fikse skeieregter? Tans is dit Stefan Nel. Ja. Hy het ons Bronco gesmash in die begin van die seisoen. So dit was al die jare was dit ou Constable Justice. Ja. Hy was altyd ons fikste mannetjie en toe het hy 'n bietjie besering opgedoen en Stefan het daar gewerk het. Hy begin nou goed te doen ja. Hy is die fikste skeieregter. Hy is die fikste skeieregter. Sy kan die foute maak eintlik. Maar ja, kom ons daai. Colin, pad vorentoe. SA Rugby het 'n nuwe program opgestel vir model. Gee ons 'n bietjie meer inligting rondom dit. Wat is die So jy praat van die model oor die opleiding. opleiding? Ja. Ja, so op die traditionally was die World Rugby Level 1 'n verskriklike langdradige proses. Daar's al die prerequisites jy moet op registreer, daar's al die sertifikate wat jy moet doen en daar's heidaglik geen wet of iets wat ons vashou op die World Rugby. Jy hoef nie World Rugby te hê om te kan blaas nie. Is maar net 'n guideline, is 'n guidance en is maar net 'n gloue vereiste. Wanneer by coaching goed kom, dit is iets heeltemal anders. So coaches moet dit doen as jy wil afrig. Hulle moet die World Rugby Level 1 goedjies doen. Maar vir referees is dit nou nie noodwendig nou die storie nie. So SA Rugby het nou van kom ons sê van 2020-2021 het hulle nou begin om hierdie model nou bymekaar te sit. Ja. En hulle het nou opgekom met 'n basic, kom met 'n basic training module. Waar's baie soos die level 1 program gewees. Dit was baie soos die level 1 program wat ons traditionally nog gehad het. Ook net nog 'n bietjie meer prakties, bietjie meer condensed, maar laat ons die ouetjies kry om die basics te kan doen. En dan gee ons hom die platform om 'n bietjie te gaan blaas. Maar hy gaan eers in die begin met 'n bietjie vlaghardloop. Soos ons normale training program nog altyd was. Ek dink ons kry net die ouetjie nie vinniger in die system in. Okay. En dan die doel gaan wees is ons wil meer met die klub akademies gaan praat. Die onder 20 ouetjies wat dalk nie verder gaan nie. Daai nommer 9tjie wat goed kan jap. Hy moet kom jap op die hy moet kom blaas op die veld. Ons soek daai manne want dit is jou sterkste 'n goeie rugby speler maak ook 'n goeie skeieregter want hy verstaan die game, hy weet hoe om te hardloop. Ons hoef hulle nie daai goedjies te leer nie. Hy weet meeste van die hand signals, hy weet hoe werk 'n vletjie. So dis die tipe ouens wat ons wil inkry, maar ons wil ook die skoolkinders inkry. So ek dink ons kan hierdie program ook beter. Hoe werk dit met beter skoolkind wat nou wil belangstel in skeieregter? Wat is die eerste stap? So die probleem is hulle moet nog steeds die boxmart doen. So dit is 'n vereiste en op die oomblik is boxmart se minimum vereiste is jy moet 16 wees om boxmart te kan doen. So voor dit nee. Die ander probleem is dit is 'n bietjie van 'n legislative issue want jy kan nie noodwendig vir 'n skoolkind sê hier's kan blaas 'n game en hy's nou verantwoordelik vir die health and safety van 30 mense op die veld nie. Dit kan breek sy nek of nou sit 'n kind. Ja, sy moet eers begin as 'n eienaar. Dit is maar feitelik wat dit is. Almal moet maar begin. So in die begin moet hulle maar ons gaan nou hierdie nuwe SA Rugby ding gaan ons by die skole ook begin uitrol, laat ons die kinders dan kan inkry. Dan gaan hulle begin eienaar en hulle gaan nou hulle self nou daar besig hou. Daar's skole soos Kloof, Bitstream, Affies het gedoen, Boys High doen dit. Waar hulle daai laities besig hou en hulle doen duties, doen tegniese tafel vir raak of vlag. So daar is programme al klaar in by van die skole. Ons wil net hierdie ander skole moet dit ook begin doen en hulle reward die kinders om vir hulle prestasie, vir hulle kom ons sê vir hulle dienste vir die skool wat hulle gee en hulle kan klere kry en hulle kan badges kry en dan teen die tyd hulle klaar is, kan ons hulle net so in die stelsel net ins en hulle gaan dan net aan en dan maak ons hulle 'n bietjie van 'n senior ref. Ons praat altyd van seuns en mans, maar dames en jong dogters is ook ja, as jy nou vat ons het vir Janey Trudeau Hougrein, sy kom van Kloof af. Sy het daar begin. Ons het so net in COVID se tyd, ongelukkig was dit nou daai tyd in COVID, net na COVID was daar tweeling sissies ook van Kloof af wat by ons kom blaas het. Maar COVID was 'n bietjie ander tye, dit was maar 'n bietjie moeilik om hulle nou te ondersteun en hulle nou in die stelsel in te kry. En maar ons het 'n klomp kinders wat nou onlangs daardeur is en veral meisies. Ek sien baie van die wedstryde word hier die dames. Ja, so as jy vat in
WP, daar's 'n paar girls nou daar. Amy is 'n groot rolmodel vir die vrouens nou daai kant en ek dink aan ons kant het ons vir Jona en Gianna, so hulle is nou ook in hierdie mix. So Hulle blaas. Hulle blaas goed. Ja, hulle is daar. Ja, Colin, ek wil net vir julle sê vir die werk wat julle verrig hierso by die Blou Bulle. Ek dink dit is fantasties. Ek dink die mense besef die moeite wat daar ingesit word nie, want dit is tyd weg van die huis af. Dis nommer 1. En die effort wat jy sit op 'n naweek af te gee om te gaan blaas, want jy 3-4 wedstryde op 'n naweek. Wil ons net vir ons kant af baie dankie sê, sterkte met alles wat voor lê. Ek dink daar's 'n paar dinge in die pipeline. Ek weet jy het 'n paar goedjies wat ons nog moet afhandel. Ja. Maar ons sien uit na daai projekte wat voor lê, ja. Ja. Nou ons moet dit net aan die gang kry en dan maak ons onsself net beter. Ja, sê. So nou kan ek jou geel kaart. Jy's weer as welkom om toe te gaan, ja. Nee, dankie. Dankie Colin. Dankie Jaco.